Hallo julle en welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Ons gaan aan met die getuienis saam met Odette. En ons het laas gepraat waar haar pa so gehelp het en om weer geleer loop het. Sy het weer geleer loop. Ek het al daai videoetjies gevolg en dit was amazing om te sien hoe sy verbeter het met tyd. En maar ons wil nou ook daar gesels en dan hoe sy dan vir die Here gebid het en kwaad was op haar stadium en gevra het, maar Here, hoekom is ek hier en hoekom is hy weg en kan ons nie die rolle omruil nie of ek meen enige persoon sal deur daai emosies gaan en jy het maar vra en verwyte en jy wonder hoe kon dit anders gewees het, kan ek nie iets doen om die situasie te verbeter nie. Dis maar in ons menswees om so te redeneer en so te voel. Ek kan myself eers indink hoe ek sou voel in so 'n situasie nie. En ja, ek dink dit sy's regtig 'n baie sterk vrou om deur al daai goed te gegaan het en nog hier te staan. Dis regtig nie, dit sit nie in enigiemand se broek nie. So ek haal regtig my hoed vir jou af om deur al daai goed te gegaan het om nog hier te wees en so positief te wees. Ja, jy lyk goed, jy is positief en ek is so trots op jou dat jy tot op hierdie punt gekom het. Maar ek gee haar nou die geleentheid om verder te vertel oor haar herstelproses en hoe die Here haar gelei het in hierdie hele tyd en hoe sy genade net in haar lewe ingespoel het en dat sy is waar sy vandag is. Kyk, as ek vir jou sê dit was 'n rollercoaster. Ek kan dink. Dit genade. Dis nooit net okay, nou is ons klaar, ons gaan aan nie. Nee, ek sal nie daai ride verniet wil hê nie. Ja. Ek kan dink. So ek het al vroeër vir jou genoem iets wat ek geleer het in die hele proses en besef het is ek en jy kan dieselfde ding deurgaan en ons kan dieselfde ervaring hê, dieselfde verlies, dieselfde breuke, dieselfde seer. Maar ons seer gaan nie dieselfde wees nie. Julle gaan nie dieselfde hanteer nie, julle gaan nie dieselfde ervaar nie. Ja. Want as ons dieselfde persoon verloor, jou verhouding en my verhouding verskil. Jou tyd en my tyd het verskil. En ek dink dit is iets wat ons het so 'n wanpersepsie daarvan dat net omdat iemand soortgelyke iets deur is, dit is een ding om te kan meedeel met iemand. Maar dis 'n ander om te sê, ek weet presies waarvan jy praat. Ja. Dit was 'n groot ding vir my gewees in my herstel, mense wat met goeie bedoeling na my toe gekom het en my gesê, maar ek weet presies waarvan jy praat. En hier is ek in my gebrokenheid. En as jy maar net weet. If you only knew. Want dis my seer. Jou seer was vir jou net so erg. Maar ek en jy nie presies dieselfde nie. En dis so groot wanpersepsie wat ons van mekaar het. En jy bedoel goed en ek weet almal bedoel goed en jy bedoel om jy weet jou 2 sentjie te gee om te kan help en te sê maar jy's nie alleen nie, which is great. Ek dink ons moet net so versigtig wees dat ons nie synig raak van ek weet dis nou jou seer, maar myne was erger. Ja. Nou eie ek. Nee? Want hoe maklik kry ons dit nie reg nie. Ja. En eintlik moet ons daar wees om mekaar op te tel en te dra en maar nie te sê ja, maar ek het ook deur dit gegaan of ek het ook hierdie of hierdie nie. Wees daar vir daai persoon, dra daai persoon op daai stadium vir wat sy nou nodig het. Ja. En dis iets wat ek het dit so beleef in die ek sal sê die tyd. Die tyd toe ek nou weer moes begin, of nie moes nie, maar wat ek besluit het ek maar gaan ons loop. Ja. En dit was
dit was nou vir jou 'n scene. Ek gaan nie vir jou leeg nie, dit was nou vir jou 'n scene. Dit was 'n oumaatjie looprom, genuine my ouma grootjie se looprom. Ja. En ek moet myself opdruk en waggel sonder om weer, jy weet, om te neek. Ja. Moet ek my treetjies kon vat en my pa het regtig, hy was daar om te aanmoedig. My pa se suster Nita was ook so intensief deel van dit, wat ook aangemoedig het en gesê het, yes, okay, maar kom ons vat die klein oorwinningkies. Ek onthou aan die begin, het die videoetjies soos, dan het jy soos 2 of 3 treetjies gegee en jy moeg. Ja. En dan later het dit 5 tree geraak en 7 tree en dan het jy soos die gang afgeloop en teruggekom en om daai progressie net te ervaar en beleef het, dis net amazing, dis regtig. En ek kan regtig, ek kan nie die eer vat vir daai krag nie. Ek weet nie wat het oor my gekom nie. Ja. But the go, it went. Ja. Dit het regtig en hoe awesome is dit nie, dat ek kon in vlees, kon ek voel hoe God werk. Ja. Sy presence, hy was daar. Ja, dis amazing, ek kry skoonhoendervleis. Dit was, en ek beleef dit nou nog. Ek kan dit nou nog, want ek het nou nog klein oorwinningkies. So ons het toe nou, ons het my gekry om te leer loop. Ek het hierdie lieflike hartsvriendin, sy's 'n fisioterapeut in Duitsland, maar sy het kom kuier en sy was, sy het so groot invloed gehad met al haar, kyk, sy het my 'n bietjie gemartel. Sy het my seer gemaak, jong, maar ek sal ewig so dankbaar wees vir haar, regtig net gehoorsaamheid. Ja. Dat sy my gekontak het en my gesê het, maar sy wil my help. En met die dat sy my fisies gehelp het sy geluister ook. Sy het geluister hoe ek snot en trane huil en vloek en skree en sy het gesê, maar get it out. Sy het nie probeer ander terapeut speel as 'n fisio nie. Ja. Maar, wow. Partykeer het jy net nodig om dit net uit te kry. Nie iemand wat vir jou sê, maar probeer dit, of het jy al so daarna gekyk, of dink jy nie dis beter as jy maar dit of dit nie. Net iemand wat sê, gooi my jou beste shot, laat dit net uitkom. Ek hoef nie vir jou altyd iets terug te sê nie, solank kon net iemand is wat luister en hoor waardeur jy gaan. Nie iemand wat vir jou probeer voorskryf, maar ek dink nie dis reg as jy so voel, of as jy so kyk daarna. Want mense is geneig om dit te doen, hè? En ek het dit gehad. Ek het dit beleef. Ja. Dat mense eintlik met goeie bedoeling, ja, natuurlik, my reaksie of my woorde uit die plek waar ek daai tyd was, die seer wat ek daai tyd gehad het, natuurlik, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ja. So seer het uit my mond uitgekom, want dit is wat in my hart van vol was. Ja. Maar hoe awesome, hoe stuk, met elke klein oorwinningkie, kom dan nog 'n bietjie vrede. En ek kon, so tussen 6 en 8 maande na die ongeluk, kon ek vrede kry. Ja. Definitief nie op eenmalig, okay, ek is nou fine, nee. Ja, dis elke dag se besluit daai. Dit was 'n gevoel van, okay, ons kan weer asemhaal. Hierdie berg is heel wat ligter. Ja. Hy is dalk nog nie heeltemal van my skouers af nie, maar hy was definitief ligter. En hoe stuk daar vrede en net vreugde. Dat ek kon op 'n punt kom waar ek weer gelag het. Ja. Iets waarvoor ek baie of die persone wat, of hulle nou net eintlik simpel was en grappies maak, of net uit lawwigheid uit my laat lag het. Wow, dankie. Ja. Want dit beteken soveel meer, want dit is in daai tyd wat ek my lewe teruggekry het. Ja.
En ek het soveel amazing mense op hierdie hele journey ontmoet. Mense wat, al was dit net 'n vinnige gesprek, iewers in Checkers, of in 'n parkeerarea, of where you want to have it. Wat ek nou nog kan aan terugdink en sê, wow, dit het vir my so baie beteken. Ja. Nie noodwendig al die mense wat my gebombardeer het, en in daai seertyd, met goeie bedoeling kom omhels. Dis kom uit 'n goeie plek uit, maar dit was bitterlik oorweldigend geweest. En jy het nog seer ook oral Fisiese pyn, ja. Emosionele seer en ek verstaan almal wil net omgee, maar ook op so 'n stadium wil jy niks. Jy wil nie mense om jou hê nie. Jy wil nie hê mense moet jou vertroetel en daai Shamepie. Maar is jy alright? Ja. Ek kan vandag sê, weet julle, ek is alright hoor. Ek is. Ja, nee. Ek is. Dit was 'n hele lang pad gewees, maar ek is in Desember is ek weer geopereer om die implantate uit te haal. Ja. So met na die eerste stel operasies het dit my so om en by 3 maande gevat om weer te loop. Na die tweede stel operasies, toe was dit om die implantate uit al 2 voete, die knie en al 2 arms uit te verwyder. Ek is die Vrydag geopereer, ek was in die teater vir 5 ure gewees. Ek is daai selfde middag ontslaan. Ek het net gesê ek weier om verder in die hospitaal te wees, ek hoef nie te wees. Ja. En daai Sondag het ek begin loop. Ja, it's amazing. En ek kyk, dit is definitief 'n klein bietjie van die hardkoppigheid ook, maar ek het klaar oorwinning gesien. Ja. Want jy weet, jy is al deur die ergste, so hierdie is regtig net speletjies. Ja, nee, dit was nie, maar daai vasberadenheid van, Here, ek het gesien wat u gedoen het. Ja, so hierdie is easy money. Ja. En dit was wragtig so gewees. Ja. En ek het soveel beter en soveel vinniger as die vorige keer herstel. Toe ek weer vir my check-ups gaan en die dokter sien my, hulle kyk, we're a bit confused. You look great. We're just confused. En mense het natuurlik soveel opinie oor, ja, dis omdat ek jonk is. Dis omdat ek in so 'n goeie gesondheid was toe die ongeluk gebeur het en nee, dis net ek wat hardkoppig is. Nee, weet jy wat? Dis absoluut genade. Dit is. En dit wys jy ook net soos as jy vat van hoe jy daai tyd gevoel het. Daai tyd was jy vol seer, jy het min hoop gehad. Ek meen en nou het jy soveel hoop en vertroue en geglo in die Here se krag. Kyk net wat maak die verskil. Die probleem lê nie by God nie. Dit lê by die mense en dit wat jy wil glo en dit hoe intiem jy vertrou op God. En dit is hoekom jy so vinnig herstel het. Want jy het net gesê, Here, ek gee hierdie vir u. Ek weet u kan. Ek het al gesien wat u kan doen. Hierdie is vir u niks nie. So en net daai vertroue en geloof wat jy het. Jy kan jou lewe soveel makliker vir jouself maak as ons net wil glo. As ons net 'n mosterdsaadjie wil hê, maar nee. En weet jy wat? Dit is ongelukkig. Moes al hierdie goed gebeur met my. Ja. Vir my om nou te kan sê, maar there's no two ways about it. Ja. Want ek weet nou meer as ooit dat ek so afhanklik is van God se genade. So afhanklik is van sy voorsiening vir letterlik alles. Ja. Ek het intussen, ek meen, my liggaam het so ongelooflik herstel, regtig so ongelooflik. Ek het geen operasies nodig nie, daar's opsionele prosedures wat ek kan, as ek nou regtig wil, ek kan gaan om die snytjies
mooier te laat maak of toe te maak. Ek is nie heeltemal seker hoe hulle dit lekker gaan regkry nie, maar ek los dit vir die slim mense. En ag, vir die voetjies, ja, ek het nog steeds pyn. Ek het elke dag pyn. Ja. Maar weet jy wat, dis beheerbaar. Ja. Ek het, as ek jou sê maande, en die maande los wat ek 'n pynpil gedrink het. Ek het my pynpil het ek binne 6 maande gelos. Wat ek nie meer, ek het dit nie meer 3 keer 'n dag gedrink nie. So nou as ek 'n pynpilletjie drink, weet jy wat, dit is my laaste resort. My eerste ding is, ek spreek dit onmiddellik aan as ek voel, kyk vir al my voete, want jou gewig staan op jou voete, natuurlijk, so hulle kry seer. Maar as daar pyn begin, ek spreek dit aan. Ja, voetjie, jy is klaar oorwin. Jy is klaar oor genees. Ek gaan nie toelaat dat daar eers die geleentheid gegee word vir die vyand om te kom onderskep en te kom byt hier aan die agterkant. Nee. Ja. Want jy al gesien hoe maak ek as hulle begin hier agter. Naderhand kom hulle op 'n plek wat hulle daai hele ou karkassie of wat se ook al diertjie kan hulle gryp en sleep. Ja, en dis wat die vyand doen met ons. Ja. Hy gebruik daai klein bietjie swakpunt wat jy het en dan dan help hy so. Dit is soos wat jy nou gesê wat vir my so mooi was, oor dat jy's die hele dag sterk, jy's die hele dag in God se teenwoordigheid en jy bid en jy gaan aan met jou lewe maar in die aande, soos wat jy sê 8 uur, laat jy bietjie jou guard sak want jy is mos nou relaxed en goeie. En jy's moeg, dit was 'n lang dag en dan kom die vyand. Dan sal hy een gedagte van 'n argument of iets wat nie lekker met jou gesit het nie of iets wat jou ongelukkig maak en hy gebruik dit so teen jou. Ja. So hy sal nou probeer vir my, sal hy my verlies van Lawrence. Sal hy nou nog probeer. Maar weet jy wat, Angie, ek weet daai man is in die hemel. Ja. Ek weet, en weet jy wat is awesome? Mense wat hom nie geken het nie, mense wat regtig hulle stap die mooiste paaie met God. Mense het aan my bevestig, wat nie geweet het hoe Lawrence lyk nie, nie geweet het hoe het sy paadjie met die Here gelyk nie, maar wat vir bevestig het dat hulle kon hom sien in Jesus se arms. Ja, wow. Hulle kan hom sien by sy voete sit. Mense wat geen wat hom kon beskryf, sonder om enigiets van te weet. Ja. En dit was die bevestiging wat ek gekry het. So nou is ek is opgewonde. Ja, hoe bevoorreg is hy nie om al klaar Ja, want hy is daar waar ek wil wees. Ja. En ek is so dankbaar dat hy nie hierdie pyn en lyding moes deurgaan wat ek deurgegaan het nie. Ja. Granted, die Vader se hand is nog al die pad saam met my, maar weet jy wat, moeilik is moeilik en seer is seer. Nee, dit is so. So, wow, what a privilege. Ja. En ek is nou, ek kan regtig, ek sien God in die kleinste van die oomblikke. Ek het nou het ek vir jou gesê, dat ek beleef regtig sy gees, en sy teenwoordigheid in die suikerbekkie wat by my alwynplant die nektar kom uitdrink. Ja. En ek beleef hom in die kinders wat ek nou mee te doen het, in die familiebond van die man van wie ek is. En ek die blydskap van 'n babatjie, Ja. die verhoudings wat besig is om te herstel, van mense wat genuinely so draai en omhels en daai blydskap het. Ek beleef hom regtig net, hy is so alomteenwoordig. En hoe wow. Ja. Ek raak so opgewonde. Ek raak so opgewonde want weet jy, daar's beloftes aan my gemaak. Ja. Daar is beloftes dat ek nog
kinders gaan kry, kinders gaan baar, wat leiers gaan word. Ek gaan soveel mooi in hierdie wêreld inbring. Ek hou vas aan my beloftes. Ja. En ek wil so graag hê almal moet dit kan doen sonder om deur te gaan wat ons deurgegaan het. Ja. Sonder dat jy nou regtig, dis nie jou laaste resort nie. Ons altyd hoop. Hoekom moet jy eers al hierdie pyn beleef voordat jy sê, okay, maar Here, hier's ek nou. Ja. Nee, Angie, ek was op 'n punt wat ek het snot en trane gehuil in daai bed. Ek sê, Here, help. Help. Ek kan niks vir myself doen nie. Ja. Voor nie te meer kan God sê ek maar hierso. Maar hoekom moes dit vat? Ja. So ek is super skuldig. Ja. Super skuldig, want hierdie moes gebeur het vir my om te sien. Ek maar weet jy wat? Jou vader is eintlik nog die hele tyd daar. God is nog die hele tyd met jou. Jy het nog nie een keer gelos nie. Ja. En hier's ek en ek sien elke dag sy hand. Van die voorsiening wat hy gemaak het met die kostes van my medies of my mediese onkostes. Die voorsiening wat hy maak in die kleinste goedjies. En weet jy, Angie, hy het vir my 'n ongelooflike man weergestuur. Ja. Oor wie ek so opgewonde is. Hy het vir my hierdie ongelooflike familie gegee en nog een wat ook bykom. Maar hy het vir my vriende. Die vriendskappe wat ek nou het is amazing. Dit is ek is so opgewonde daaroor. Ja. Want wow, die Here hy het nie opgehou daar nie. Hy hou aan. Ja. Hy hou aan en hy hou aan herstel en hy hou aan blydskap gee en hy hou aan vrede gee. So weet jy wat, nou kan ek nie wag nie. Ja. Ek kan nie wag nie want wat ook al mag, luister, die duiwel kan maak wat hy wil. Ja. Bring dit. Want my God, joh. Ja. Oh my soul, what he can do. Ja. So, Amazing. daar is vrees weg. Ja. Vrees vir enige ding. Weet jy wat vrees vir die dood? Ek kan nou vandag sê, ek is nie meer bang vir die dood nie. Ja. Want jy weet waarheen gaan jy. Exactly. En hoe opgewonde is ek nie om daarin uit te kom nie. Ek kan ook nie wag nie. Ek sien uit. Maar ja, nee, dit is vir my, dit is so lekker om te hoor hoe positief jy is en hoe jy herstel het deur hierdie hele proses, want ek dink dit is maklik nie, en dit vat ander mense jare, dit vat ander mense 2, 3, 5, 6 jaar om te herstel. Elkeen se pad is anders, maar die ding is, ek voel, jy moet die besluit maak. Ja. Jy moet besluit, want dis is daai storie wat hulle sê, die man is op die see en dan kom 'n helikopter en dan sê hy, kan ek jou huis toe vat? En sê hy, nee, die Here gaan my red. Dan kom 'n boot en dan sê hy, nee, die Here gaan my red. En op die einde van die dag, dan bid die ou in die middel van die see en sê, maar Here, waar is jy? Ek dog jy gaan my help. En dan sê die Here, maar ek het vir 'n helikopter gestuur, ek het vir jou 'n boot gestuur, ek het al daai goed gestuur. Jy het nie gekies om dit te vat nie. En dit is die gentleman wat God is. Hy gaan nie iets in jou keelgat afdruk. Hy gaan vir jou hulp gee. Hy gaan jou help waar nodig is, maar hy gaan jou nie dwing om dit te vat nie. Jy's nie 'n pop aan 'n string nie. Jy maak jou eie besluit en jou eie keuses. En ek dink dit is waar mense vashak, om daai besluit te maak, om God te vertrou, om God se vrede aan te neem, om rus te gaan soek by hom en sy genade raak te sien. Ek dink dit is die belangrikste van alles. Ons sien nie God raak nie. Ons dink, ag, dis toevallig dat daai ou nou so of so gemaak het en dit nou nie met my gebeur het nie. Dis toevallig dit, dis toevallig dat. Dit is nie, dis God. Ja. Dis God wat vir jou gesorg het. Dis God wat gesorg het dat iets nie uitgedraai het soos wat dit het nie. Jy het dalk 10 minute later gery vanoggend. Jy was kwaad vir jou kind want hy wou nie uit die bed uit opstaan nie, maar jy het 'n ongeluk gemis. Ja.
wat 10 minute terug gebeur het en Ja. dit sou jy gewees het. Ja. Verstaan? So, ons moet altyd God se hand in alles sien. En ek dink ek dink hoe meer jy dit sien, hoe meer seën God jou en hoe meer sien jy sy seëninge ook. Want hoe nader jy aan God is, hoe meer gaan jy sy hand sien in alles en hoe meer gaan hy jou seën, want jy is dankbaar vir dit wat hy doen. En hy wil vir jou wys hoe lief hy vir jou is en hoe baie hy vir jou omgee en ek meen dit is 'n pa se hart gee om vir 'n kind en is lief vir 'n kind. Ek meen selfs in die Bybel staan daar wie sal vir sy kind 'n klip gee as hy vir jou 'n vis vra of 'n brood vra of so iets, maar hoeveel te meer sal die Here nie vir jou gee nie. Want ek meen sy liefde is genoeg en dis net onmeetbaar vir ons as sy kinders. En ek dink omdat ons as mense het 'n baie snaakse natuur. Want ons verwag baie keer, ons het 'n verskriklike verwagting dat God moet ons Vader moet hierdie freaking sien gooi vir jou om raak te sien. Ja. Maar dit is nie, hy's nie 'n showman nie. Nee. Hy kon wees, hy kan dit doen. Maar om 'n showman te wees moet beteken jy moet iets bewys in die eerste plek. Ja. Hy hoef niks te Hy bewys hoef nie. En ek meen, trek dit, ons verwag ook eintlik, ons is onredelik met ons verwagtinge. Baie. Ek meen, as jy vat op, soos, jy kan nie sê, ja, môre skryf ek eksamen, Here help my dat ek die toets deurgaan, of deurmaak, maar jy het nie 'n boek oopgemaak nie. Jy moet jou deel doen, vir God om sy deel te doen. En dit is wat so mooi is van ons lese van ons laerskool ook, doen jou bes, en God doen die res. Verstaan? So, die ding is, jy moet jou deel ook doen. God gaan nie net vir jou gee, daarso, jy is my kind, ek gee alles, want dan is jy 'n bedorwe brokkie en dan waardeer jy niks nie. Dan heg jy ook geen waarde aan enigiets. Dis die ander ding, want jy het geen moeilikheid deurgegaan om te kom waar jy is nie. So, weet jy, met al die gebed wat daar was vir my genesing, waarvoor ek is so dankbaar. Want dit het so groot invloed gehad. Maar as ek nie die keuse gemaak het van, okay, Odette, hierdie is seer, hierdie is baie pynlik, dit is ongemaklik, weet jy wat, dis net horrible. Maar as ek nie die keuse gemaak het van, okay, maar ons gaan beter. Ja, dan het ek nog toch sit. Want ek nou nog nie geloop nie. Dan kon ek nou nog nie my liggaam bou en sterk word, dan kan ek nou nog nie dans nie. Dit is my die lekkerste, ek kon op my tannie se troue dans. Ja. En dit was 3 maande voor of 3 maande na die ongeluk wat dit het nie baie goed gelyk nie. Have you? En dit het nie baie lank gehou nie, maar ek kon daar staan en wieg. Ja. En die handjies kon gooi. Ja. Maar dit is die keuse om nie in hierdie gat te bly nie. Ja. So ek hoop dat my storie ander mense sal aanmoedig om nie in daai gat te bly nie. Ja. Maak nie saak wat die situasie of omstandighede is nie. Kom uit jou gat uit. Want ek kan jou beloof, God se hand is nou al moeg vir jou gesit en wag. Hy is daar. Ja. Dit gaan vir jou om te gryp en te sê, yes, we're gonna do it. Maak nie saak of dit nou finansies is, of 'n besigheid is, of gesondheid is, of jou huwelik is. Hy is klaar daar. Ja. Dis ek wat moet gaan en sê, ek kies om u vertroosting te aanvaar, om my seer weg te vat. Ek verkies om in u te vertrou, en hierdie plan wat ek vir die besigheid het, full force, hy gaan die voorsiening maak vir so lank as wat jy daar is. Ja. Maar luister, is die agteros. Wat gebeur met die agteros?
jy moet gaan. Jy moet kies. Ja. So nee, weet jy wat, die Here is net ongelooflik. Ja. Ja. En hoe amazing is dit dat hy vir ons die keuse gegee het. Ja. En en soveel mense kan leer uit hierdie hele situasie en hoe positief jy alles hanteer en om die resultate daarvan te sien. Want ek meen, soos ons sê, as jy nou heeltyd nog in hierdie gat gesit het, sou jy nie weet waar jy vandag is nie. En jy sou nie hierdie opgewondenheid al gehad het oor 'n nuwe toekoms, 'n nuwe lewe, en die geleentheid wat jy nog het om hier te wees en te doen wat jy moet doen. Ek dink God het so groot plan met jou, meer as wat ons dink of besef op hierdie stadium. En nie net uit jou getuienis uit nie, dit speel 'n groot rol, maar ek dink daar's soveel meer wat hy vir jou wil hê. Daar's soveel meer wat jy nog moet doen vir hom. En ek's opgewonde daaroor. Ek kan nie wag om te sien wat dit is nie. Hy daag op en hy ek wil amper sê soos dis soos daai as jy langs jou ma geloop het as kind en sy stoot jou net so klein bietjie na die regte rigting toe. Sonder om jou voelvors te stamp. Ja. Ek ervaar net dit is wat besig is met my gebeur. Nou is vir 'n hele ruk lank is hy nudge net. Nudge net na die regte. Nee, hy's nie 'n diktator wat vir jou demand nie. Ja. Hy sê vir jou jy het hierdie keuse. En dankie Vader dat ons die keuse het. Maar dankie tog dat ons nie beheer oor alles het nie. Ja. Want genade. Ons sal opvoeter bietjie. Ja. Maar ek sê vir jou dankie. Ja. Dankie vir jou dat jy ingestem het om te kom praat. Dit was vir my so lekker om met jou te praat en ek het sommer 'n nuwe moed vir die lewe. Nadat ek met jou gepraat het en ek is opgewonde vir jou toekoms en ek dink regtig daar kom nog baie mooi en nog baie seëninge en goed na jou kant toe ook. Ek dink hierdie Here gaan ooit opbou om jou te seën nie, want met die gesindheid wat jy nou het vir hom, kan jy soveel bereik. En ek dink hy gaan jou gebruik met dit. Ek dink hy het jou waar hy jou wil hê om jou te vorm en te bou van hier af vir dit wat hy vir jou instoor het. So maar dit was regtig vir my 'n baie groot voorreg om met jou te kon gesels. En ek hoop regtig dat iemand daar buite moed sal kry uit hierdie storie uit en regtig net sal weet dat God is daar. Hy het hoop, hy is hoop. En hy sal jou nooit los nie. Moet nooit dink. En ek het dit in die vorige video ook gesê, moet nooit dink jy is te ver van God, jou sonde is te groot. Maar dit is nie, hy het klaar vir ons gesterf van daai kruis. Daarmee sê ek nie, gaan Sondag heeltyd oor en God sal my net heeltyd vergewe nie, maar sy genade is genoeg vir jou. So, klim uit daai gat uit en weet dat God het 'n toekoms vir jou. Jy is hier vir 'n rede, moenie moed opgee nie, dit is nie die moeite werd nie. So, ek hoop regtig julle het dit baie geniet, ek het dit baie geniet, en dankie vir dat jy bereid was om dit te deel, en het is regtig amazing om te sien hoe jy gegroei het, en ek is trots op jou. En so dankie dat julle saam geluister het, tot 'n volgende keer sê ek Maranatha.